Hemelse Vader, vanoggend is dit net vir ons, ook ons gebed, dat U ons sal help, Heilige Gees, om in hierdie waarheid te leef, en om hierdie waarheid so te leef in hierdie wêreld. En hier waar ons is, in ons gemeenskap, in ons omgewing, en waar ons beweeg, Here, dat ons werklik waar leifore sal wees vir U. Heilige Gees, dis ons gebed, dat U vir ons sal vul vanoggend, tot oorlopends toe vol, met die vrede van God. En ons dank U daarvoor in Jesus naam, as ons nou bid dat U die woord sal oopbreek in ons harte, in ons gedagtes, help ons, Here, om dit elke dag ook deel te maak van ons lewe, in Jesus naam. Amen. Baie dankie aan ons span, U mag die sitplekke neem. Ek het vanoggend vir ons 'n paar skoene saamgebring. Ons praat vanoggend oor dra die skoene van vrede. Dra die skoene van vrede, Efesiërs 6. Ek het 'n paar skoene saamgebring. Hierdie is my oorlede skoonpa, Pa Piet. Dit was tuinskoene van hom, wat Adel so verkoper het. En dis nou 'n versiering in ons huis. En as julle kom tee drink, dan sal julle sien, dit staan daar. Skoene. Skoene is 'n basiese deel van ons lewe. En ek het spesifiek hierdie skoene saamgebring, want as ek hierna kyk, dan dink ek aan my skoonpa, wat werklik waar vir ons 'n voorbeeld was, nie net van Jesus se liefde nie, maar ook van sy vrede. Nou skoene is 'n ding wat ons almal elke dag aantrek. Ek weet nie, daar was dalk van u wat nou vanoggend waagmoedig genoeg was om nog plakkies aan te hê. Ek sal u bewonder as u dit reg gekry het. Maar skoene is so 'n basiese deel van ons lewe, nee. Dis iets wat ons elke dag aan ons voete trek, sonder om eintlik te dink. Wie van julle dink werklik as julle in die oggend opstaan, of ek nou gaan skoene aantrek vandag? Heel waarskynlik is die vraag wat ons vra is, watter skoene gaan ek aantrek? Nee, watter skoene gaan ek aantrek? En miskien dra jy uniform, of miskien werk jy in 'n plek waar jy veiligheidsskoene nodig het, so dan is dit 'n logiese keuse. Vir ander van ons is dit 'n bietjie moeilike keuse daar. Skoene is basies deel van ons natuurlike ding wat ons elke dag doen. Dis 'n basiese uitdrukking, deel van ons uitrustings elke dag. En dit vervul verskillende funksies. Jy trek skoene aan, miskien omdat jy jou voete wil veilig hou met die werk. Jy trek jou skoene aan, die regte skoene aan, as jy miskien gaan oefen, of gaan hardloop, of jy 'n sekere sport beoefen. Jy trek jou ordentlike skoene aan, as jy jou aandrok aantrek, en jy gaan nou uit vir die aand, en jy het jou mooi tabbert aan. Ek kan julle nou dink, as jy nou hierdie mooi klere aantrek, die dames, en jy het met die hare gedoen, en dis alles is beautiful, en jy het ure spandeer, en die arme mans is half moedeloos, en jy kom kaalvoet by die diner aan. Dit gaan ons nou nie lekker werk nie. So, ons trek skoene aan, want dit rond ons af, en dit vervul 'n funksie, en dit is deel van ons lewe. Nou, Paulus praat ook van ons skoene, wat ons moet aan hê in die gees. So, hy praat in Efesiërs 6, vers 10 tot 20 met ons oor die wapenrusting van God. En hy sê dat soos wat ons elke dag ons klere aantrek, en spesifiek ook dan ons skoene aantrek, het ons iets wat ons moet aantrek geestelik. Nou, die wapenrusting is een van daai goed waaroor mense nou in die verlede, die van julle wat nou uit die 80s uitkom, veral sal weet van die tyd van verskriklike praat oor die wapenrusting en geestelike oorlogvoering en al die goed, en baie daarvan is waar, maar daar was ook 'n klomp goed wat nie so heeltemal altyd
heeltemal in lyn was nie. Want 'n mens moet sê, Efesiërs 6, vers 10 tot 20, moet 'n mens altyd lees binne in die konteks eintlik van Efesiërs 1, vers 1 tot 14. So wat Paulus eintlik doen is hy sluit sy brief af met waar hy begin het. En dan kom maak hy dit prakties. En ek kan nou nie vanoggend daarby kan stil staan nie, dit is heeltemal nou nie deel van die preek vanoggend nie, maar hou dit net in gedagte altyd as ons hierdie gedeelte nou lees en wanneer jy dit lees. En dan alles wat tussenin is, kom verduidelik eintlik vir ons hierdie wapenrusting en wat dit beteken. En hoekom ons elke dag met hierdie bewustheid sal uitstap in die lewe. So, kom ons lees dit volgende. Efesiërs 6 vers 10. Ten slotte, vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruim. Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek, dan wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na die hele geveg verby is, sal julle nog kan vasstaan. Sal julle nog vasstaan. So, duidelik, ons staan in 'n lewe waar dit nie elke dag maklik is nie, waar daar elke dag uitdaging is, en waar ons elke dag met verskillende dinge gekonfronteer word, in onsself, in ons sondige natuur, in die wêreld, in dit wat die wêreld aan ons doen. So ons staan in die realiteit van die lewe op aarde, maar hy sê, sodat julle na alles kan bly vasstaan. So dit is wat die Here graag wil hê ons moet vasmaak in ons gedagtes ook, bly vasstaan. Staan dus vas deur die waarheid as 'n gordel om julle heupe te dra, trek die God se vryspraak as borsharnas aan. Trek die bereidheid om die goeie nuus van vrede te verkondig aan, so skoene aan julle voete. Dra onder alle omstandighede die skild van die geloof, daarmee kan julle al die brandpyle blus wat die bose afskiet. Gebruik God se verlossing as 'n helm om julle koppe te beskerm en gebruik die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen alles deur gebed en smeking. Laat die Gees julle elke keer in die gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort. Bid ook vir my, dat wanneer ek moet praat, woorde aan my gegee sal word, om met vrymoedigheid die geheime plan van die goeie nuus bekend te maak, die misterie van die evangelie, wat in hierdie wêreld 'n misterie is. As ambassadeur van hierdie goeie nuus is ek in boeye, bid dat ek, soos dit hoort, die goeie nuus met vrymoedigheid sal verkondig. Ons stryd in hierdie lewe is teen die sonde. Maar Paulus sê hierso dat ons basies 3 dinge moet doen in hierdie hele gedeelte. Hy sê in die eerste plek dat ons moet ons vrede vind, nee? Jou sterkte vind. Vind jou sterkte in die Here. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. En hy sê, bly staande, nee? Trek aan, bly staande. Want ons stry 'n stryd in hierdie lewe teen die sonde, die gevolge van sonde in ons lewens, in ons wêreld, in dit wat ons sien in onsself. En moenie daar buite gaan dink nie. Dink net vir 'n oomblik aan dit wat ons elke dag deurgaan in ons lewens. Ons word gekonfronteer met die gevolge van die sonde in ons gebrokenheid, in ons hartseer, in ons stryd.
teen dinge, ons besluite wat ons moet neem, teen verliese wat ons ly, ensovoorts, ensovoorts. So, dit is nie iets net, dis nie iets daar buite, iets groots, iets daar ver, en die duiwel wat nou hier teen jou kom nie. Hierdie stryd is baie keer letterlik elke dag net in onsself om te kan bestaan. Ons word gekonfronteer met oomblikke wanneer ons skielik met siekte of verlies gekonfronteer. Ons word gekonfronteer met versoekings. Ons word gekonfronteer in ons gesinne, ons families met uitdagings. Ons word gekonfronteer in onsself met gedagtes partykeer en goeie. So, as ons hierdie gedeeltes lees, dan besef ons dat die Here praat met ons oor hierdie stryd, en in ons 40 dae waarmee ons nou besig is, praat ons juist dan nou oor die gees van vrede, want God het vir ons iets kom gee, en daardie iets is sy gees van vrede. En ons het begin om te sê, maar Jesus sê, ek laat vir julle vrede na. En ons het gevra, maar waar is hierdie vrede? Waar is hierdie vrede? En toe het ons gesien dat, laasweek het ons gevra, wat is hierdie God? Wat is hierdie goddelike vrede? As ons nou sê, maar hy gee vir ons vrede, wat is hierdie goddelike vrede? En ons het gesien, dit beteken basies om te deel in God se karakter, dit wat God is, dit wat hy, wie hy is, kom gee hy vir ons in Jesus Christus. En toe het ons dit gesê op Hemelvaart, maar waar is hierdie vrede? En ons het gesien, dit word ons sinne in geloof, omdat Jesus vir ons kom geregtig maak het. Met ander woorde, omdat hy vir ons kom verlos het, omdat hy ons kom vryspreek, omdat hy vir die prys vir ons betaal het, het ons die vrede in hom, en die Heilige Gees kom maak het ons in Romeine 5:1, julle kan dit gaan self lees. So, dit is alles deel van ons, omdat dit die Heilige Gees is, wat dit kom waarmaak. En daarom die reeks oor die Gees van vrede. En ons gaan nou in hierdie week wat voorlê, gaan ons 'n bietjie praat oor wat beteken dit prakties vir ons. Hoe die Heilige Gees ons help om meer daarin te kan deel, sodat ons al hoe meer kan word wat ons is. Sodat ons al hoe meer kan deel word aan dit wat God vir ons kon gee het, omdat dit is wie hy is. Omdat hy dit vir ons kom moontlik maak, om te leef op hierdie aarde, te midde van hierdie wêreld, te midde van onsself, te midde van ons uitdagings, te midde van die stryd, om elke dag te kan leef. So, ons tema volgende, ek is net vanaf hier met die slides, hy sê, ons tema weer eens volgende is net, dra die skoene van vrede. Skoene is een van die dele van die wapenrusting, en wat deel is van die wapenrusting gewees van 'n Romeinse soldaat. So Paulus sit daar in die tronk, en hy kyk na hierdie soldate wat die hele dag langs hom is, en om hom is, en hy hou dit op, en hy dink 'n bietjie oor homself, maar hoekom lyk hulle soos wat hulle lyk? Nee, en hoekom trek hulle so aan? Hulle trek elke dag so aan, en die van julle wat 'n soldate was, of wat in die polisie is, of wat in beskermingsdienste is, of in sekuriteitsdienste, jy trek 'n sekere hoeveelheid klere aan, of 'n sekere klere aan, want dit is deel van jou uniform, maar daar ook elke stuk wat jy aantrek, het 'n funksie. En veral as jy daarna buitentoe gaan, en jy moet gaan op die straat, moet jy, of in die bos, moet jy nou gaan oorlog voer. So daar is 'n rede hoekom jy alles aan het, en so het die Romeinse soldate 'n rede gehad vir alles wat hulle aangehad het. Nou, ek wil nou nie vanoggend daaroor praat nie, waaroor ek wil praat is die skoene van vrede. So, die Romeinse soldate het hierdie spesifieke sandale gedra, wat hulle aangesit het elke dag, en wat hulle in staat gestel het, om hulle werk as 'n soldaat te doen. So, Efesiërs 6:15, net om dit weer gou vas te maak, trek die bereidheid om die goeie nuus van vrede te verkondig aan, so skoene aan julle voete. Deur die bereidheid
letterlik in die Grieks staan dat deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. Deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. So ons trek skoene aan elke dag om verskeie redes. Jy trek skoene aan om te gaan oefen, jy trek skoene aan om warm te kry, jy trek skoene aan as 'n deel van jou uitrusting, jou mode-item, jy trek skoene aan omdat jy moet staan daar die hele dag op jou voete as 'n onderwyser of as 'n boer, jy trek iets aan wat vir jou help en wat jou voete beskerm om uit te gaan. So skoene is 'n basiese item van ons uitrusting. Skoene is 'n basiese ding wat ons elke dag gebruik. Soos 'n soldaat in die oorlog het sy skoene 'n funksie om sy voete te beskerm. Kan julle nou dink dat 'n soldaat moet uitgaan sonder skoene aan sy voete? So kan jy dink, hoe gaan jy in jou lewe lei as jy nie die regte skoene aan het vir die situasie of vir dit wat jy nodig het nie. Skoene help ons basies om meer effektief te wees in hierdie lewe. Dit help ons om effektief te wees met wat ons dan nou doen. Vanoggend het ek dink die meeste van ons goeie warm skoene aan om ons voete warm te hou. Dit is koud, nee. Jy trek skoene aan want jy kom kerk toe, so jy lyk op 'n sekere manier trek jy aan. So sê hy vir ons is die evangelie van vrede. Die evangelie van vrede. Soos wat ons skoene aantrek omdat dit basies deel is van ons uitrusting en vir 'n spesifieke doel, so is die evangelie van vrede 'n basiese deel van jou lewe as 'n kind van die Here, as 'n Christen, as 'n gelowige, as 'n deel van die kerk, is dit 'n basiese deel van jou uitrusting wat jy moet aantrek. Die evangelie van vrede wat ons aantrek. Nou evangelie beteken eintlik goeie nuus, Dit beteken, dit is die goeie nuus van wat Jesus vir ons kom doen het. Dit is die goeie nuus van wat hy vir ons kom waarmaak het in ons lewe. En dit is wat ons mee uitstap in hierdie wêreld. Ons het laasweek gesê dat Jesus kom nie net en hy kom maak reg wat stikkend is nie. Hy kom herskep. Hy kom nie net en hy kom vul die krake op met polyfilla nie. Hy kom bou oor. So Jesus se herskepingswerk is 'n totaliteit van binne in ons gees. Maar daai is 'n proses. Dis 'n groeiproses. Dis 'n proses van al hoe meer deel word daarvan. Dit is wat ons geestelike groei noem, of heiligmaking noem, of al hierdie name wat ons daaraan sit. Maar eintlik wat dit beteken is die lewe op hierdie aarde is 'n proses. Geen kind word gebore en hy is klaar daar nie. Ons almal het gegroei deur hierdie lewe. Klein Marcus is gebore en hy weet niks nie. Hy is net eintlik 'n mensie wat al wat hy weet is dat ek het kos nodig en ek het liefde nodig en ek het beskerming nodig en ek het nodig om hierdie basiese behoeftes te kry. En sy mamma en sy pappa is daar om dit vir hom te gee. En vir hom nou te vat en hom groot te maak totdat hy 'n volwasse man is wat kan uitstap in hierdie lewe. En so is ons proses as kinders van die Here. So God kom, hy kom weergebore ons. Wanneer ons dit sê, Jesus, ek bely U as my Here. Jesus, ek glo dat dit wat U kom doen het, is vir my. En ek het U nodig om dit te kry. Ek het U nodig om gered te word. Ek het U nodig om die ewige lewe te kry. Ek het U nodig om in hierdie lewe te leef. En dis eintlik 'n daaglikse gebed wat ons bid. Daar's tye wanneer ons mense kom tot by die punt wat hulle besef, my lewe in die toestand waarin hy is, het ek nou vir Jesus nodig en hulle kom miskien radikaal tot bekering, maar daar's baie van ons wat eintlik ons lewe lei saam met die Here.
Maar vir ons is dit nog steeds elke dag 'n gebed van om te sê, Here, ek het U nodig vandag. So, dit is die herskepingsproses wat God doen in ons, is dat hy ons groot maak om hierdie wat hy van ons gemaak het, deel te maak van ons. En vrede is deel daarvan. Dis 'n proses van ons groei daarin, ons vernuwe onsself totdat ons deel kan word daarin en dit in volle verstaan en dit in volle kan leef daarin te midde van die wêreld en te midde van ons lewens. Jou voete laat jou staan. Jou voete laat jou staan. Niemand van ons kan staan sonder ons voete nie, nee. En jou skoene help jou om vas te staan. Jou skoene help jou om vas te staan. So basiese skoene is vir ons lewe elke dag so, is vrede basies 'n basiese ding in ons lewens, as ons regtig waar 'n lewe wil lei as kinders van die Here en in sy oorwinning. In 1 Timoteus 4:8 sê hy, dit raak ons hele lewe, elke deel van ons lewe, alles in ons lewe raak dit. 1 Timoteus 4:8, liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar Godvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Dit behou belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. Met ander woorde, die evangelie is nie net iets van die ewige lewe nie. Dis baie belangrik. Die evangelie gee vir ons die rustigheid, die vrede, die versekering dat ek gaan vir ewig by die Here wees. Maar dit is ook vir ons die berusting van hier waar ek nou is, het ek die volheid van hom. In alle opsigte kom gee hy dit vir ons. Hy sê alles, en dit is hoe ons leivoer is. Omdat dit ons lewens raak in elke opsig van ons lewe. Siel, liggaam en gees. En dit is hoe ons leivoere raak, omdat ons Jesus se vrede ons maak, deel van ons basiese toerusting maak. Deur die Heilige Gees help dit ons om hierdie lewe te kan leef. Daarom skoene. En waarom moet ons dan skoene aantrek? Want skoene beskerm ons. Dit help ons om te doen wat ons moet doen. So, dit beskerm ons liggame en dit beskerm ons gemoed. Want as jou voete koud kry, is jou gemoed ook nie lekker nie. As jou voete seer kry, dan het dit 'n invloed op jou hele funksionering as 'n mens. As jou voete ongemaklik is, dan het dit 'n uitwerking op jou sielsdimensie. So dit beskerm ons. So, en op dieselfde manier beskerm vrede ons in ons totale lewe. Dit is 'n basiese ding wat ons nodig het om te kan lewe. So basies is wat skoene aan ons voete is vrede in ons lewe. Kan jy nou dink as 'n soldaat moet uitgaan in die oorlog sonder skoene? Julle ouens wat op die grens was, kan jy nou dink in daai bosveld dorings. Jy moet daar rondhardloop sonder skoene. Ek kan net sien hoe trippel die ouens. Ek het groot geword in Rustenburg en ons het kaalvoet skool gegaan, dit was wonderlik. Maar glo my, ons het of gehardloop vir die warranteer na die ander kant toe, en as jy aan die ander kant van die sypaadjie kom, dan trap jy in 'n soedoring. So, ons het harde voetjies gekry so met die tyd. Maar dorings het jou gestuit, nee, en dit was seer, en dit was 'n storie. So, die Here, kan jy nou dink soldate, of as jy nou gaan jag, net daar in die bosveld, en jy moet sonder skoene gaan probeer om 'n bok te skiet. Dan gaan so kan ons honderde voorbeelde noem, nee. Of as jy nou moet gaan iets doen waar jy regte skoene. Skoene beskerm ons voete. So, vrede help ons om te kan doen wat ons moet doen, om hierdie lewe te kan hanteer, om elke stukkie van die uitdaging wat ons mee gekonfronteer word in die werk, in ons eie lewens, in die wêreld te kan hanteer. Ons het laasweek gesien in 1 Tessalonisense 5:23, dit raak letterlik elke deel, alle dimensies van ons lewe, siel, liggaam en gees. So ons tekswerk sê, praat hier oor die bereidheid van die evangelie, die bereidheid van die evangelie
van vrede. Met ander woorde, bereidheid beteken, jy doen iets. Dit word in party vertalings vertaal met die bereidheid om dit te verkondig. Maar eintlik gaan dit oor die bereidheid, die beskikbaarheid om te doen wat jy moet doen, en dit is om hierdie vrede aan te trek, en om dit so skoene te gebruik in jou lewe. Die vrede wat Jesus vir ons kom gee, aan te trek en te gebruik, want skoene laat ons effektief beweeg. Dit maak ons effektief in hierdie lewe, soos dit 'n soldaat help om effektief te wees, so help vrede ons om aan te kan beweeg in die lewe. Elke oggend doen ons moeite om skoene aan te trek. Elke oggend kies ons, wat is die skoene wat ek nou nodig om aan te trek? As jy gaan oefen, as jy gaan draf, dan trek jy jou hardloopskoene aan, sodat jy effektief kan gaan draf. As jy gaan werk toe gaan, dan trek jy die skoene aan wat jy nodig het om jou werk te doen. As jy gaan boer, dan trek jy die skoene aan wat jy nodig het om aan te trek. Kan julle nou dink, as jy nou sonder skoene by die werk moet aankom? Kan jy nou dink, kom by die werk aan sonder skoene, hoe gaan jy voel? As jy nou kaalvoet daar by die werk aan doen, kan jy dink, as jy nou die oggend laat is, en is 'n geskarrel in die huis, en die melk het uitgeval, en die hond het iets gedoen wat hy nie moes doen nie, en nou is jy laat, en jy het nie tyd om jou skoene aan te trek nie. Nou kom jy by die werk in en jy sê, sorry, daar was nie tyd om my skoene aan te trek nie. Hoe gaan jy voel? Hoe gaan die mense se reaksies wees, as jy vir hulle sê, luister, ek was nou so 'n bietjie laat vanoggend, ek het nou nie tyd gehad om my skoene aan te trek vanoggend nie. Of as jou werker daar by jou aankom van môreoggend op die plaas daar of in die fabriek, en hy kom maar aan sonder skoene, en hy sê, nee, sorry, daar was nou nie vanoggend tyd vir skoene nie. Hoe gaan jy voel as die werkgewer, hierdie ou moet uit die trekker ry, of hy moet hier tussen die wingerde rondloop, en hy het nie skoene aan nie. Nee. So, skoene help ons om te kan effektief wees. So, hoekom maak ons moeite elke oggend? Hoekom vat ons tyd elke oggend om skoene aan te trek? Want dit maak ons effektief, dit maak ons, beskerm ons, dit help ons om deur ons dag te kom. Jy kan nie beweeg sonder jou skoene nie. En op dieselfde manier kan ons nie lewe sonder die vrede van die Here nie. Op dieselfde manier kan ons nie lewe sonder die vrede van die Here nie. Op dieselfde manier moet ons onsself beskerm. Ons kan dit letterlik eintlik nie buite die huis waag, sonder dat ons vrede aangetrek het in die oggende nie. Jy gaan dit nie waag sonder jou skoene nie. Jy kan dit nie waag sonder die vrede van die evangelie nie. Ek het nie tyd nie. Is seker die swakste verskoning wat ons het. Ek het nie tyd nie. Is die swakste verskoning wat ons het. Jy maak tyd om jou skoene aan te trek. Ons moet ook tyd maak om stil te raak by die Here. Vrede is wat Jesus vir ons kom moontlik maak het in hierdie wêreld om te hê. Ten spyte van die wêreld en alles, kom maak hy dit moontlik, want God is vrede. God is vrede. Jesus gee ons vrede. En die Heilige Gees doen vrede in ons en saam met ons, sodat ons daarin kan leef. Vrede gee ons identiteit in 'n wêreld wat geen vrede ken nie. Om aan te trek is 'n werkwoord. Dis iets wat jy moet doen. Jy trek jou skoene aan. Jy moet vrede aantrek. Dit beteken, jy moet gaan sit en by die Here gaan sit en sê, Here, ek bid nou vir u vrede vir hierdie dag. Here, ek bid nou vir hierdie situasie wat voor my lê. Here, ek bid vir hierdie bekommernis. Ek bid vir hierdie persoon. Ek bid vir hierdie kind. Ek bid vir hierdie ouer. Ek bid vir hierdie werknemer van my. Ek bid vir hierdie baas van my. Ek bid
vir my werksituasie, my maatskappy, my omgewing, my plaas. Ek bid vir my vrou, ek bid vir my kind. Here, ek kom trek die vrede vanoggend aan. Die Heilige Gees help ons om dit te doen. Jy gaan nie vir 'n 1-jarige kind los om sy eie skoene te moet aantrek nie, want jy weet, jy het nodig om hom te help. Jy gaan vir hom sy skoentjies help aantrek. Maar net so gaan jy nie vir jou tiener help om sy skoene aan te trek nie. Met ander woorde, wat sê ek vir jou? Is dat die Heilige Gees werk in ons en hy help ons om dit aan te trek. Maar God verwag van ons om groot te word en verantwoordelikheid te aanvaar vir dit wat ons doen, vir ons geestelike lewe, om hierdie ding ons eie te maak, om sy vrede ons eie te maak, om hierdie skoene aan te trek, sodat ons kan uitstap in die wêreld in. So, dit is waaroor ons in Pinkster gaan praat nou, in die volgende paar dae, oor die aantrek. En skoene beteken ons stap uit in hierdie wêreld van onvrede, of dit nou al buite in die wêreld is, en of dit my eie onvrede is vir die dag, of in die omstandighede waarin ek is. Ek stap uit in hierdie onvrede wêreld met God se vrede in my. Want hy het dit vir my kom gee in Jesus. Dit is wie God is, vrede. En daarom kan ons uitstap. Hy sê, die bereidheid om dit te doen. Kies om dit te doen. Jy kies jou skoene, jy kies, as jy winkel toe gaan, dan gaan kies jy gaan kyk op die rak, jy sê, okay, daai, hierdie is my brand, hierdie is my handelsmerk, in Afrikaans, hierdie is my brand, hierdie is die ding wat hierdie hou ek van, ek hou van hierdie skoen, ek het bruin skoene nodig, ek het tekkies nodig, ek het dit nodig, ek het dat nodig. Jy gaan kies jou skoene, jy gaan kies jou grootte, jy gaan pas hulle aan, en jy kies die skoen wat vir jou mooi is, en wat vir jou werk, en wat vir jou goed pas. Dis wat ons doen. Dieselfde manier, vat ons, en ons sê, Here, dankie vir die vrede, en ek kies vanoggend om dit aan te trek. Ek kies om dit myne te maak, want as ek daai skoene gekoop het, as ek die rekening betaal het en die kaart geswipe het, is daai skoene myne. Dis nou deel van my identiteit as wie ek is. Mense kyk na jou en hulle sê, jy het mooi blou skoene aan, jy het mooi dit aan. Dis deel van wie jy is. As mense na jou kyk, as 'n kind van die Here, sien hulle God se vrede uit jou straal, te midde van. En soms praat ons daaroor, soms praat ons oor ons situasie, maar dis hoekom ons daar is vir mekaar, om mekaar te help, mekaar se hande te vat, vir mekaar te bid, vir mekaar te help, om dit te kies en uit te stap en ons eie te maak. So, sonder skoene is jy kaal en blootgestel. Op dieselfde manier, sonder die evangelie van vrede, is ons skaal en blootgestel in hierdie lewe, in hierdie wêreld. So die vraag eintlik vanoggend is, kan ons uitstap sonder vrede? Kan ons elke oggend uitstap sonder vrede in ons lewe? Kan ons vanoggend by die deur uitstap vir die dag sonder vrede? Kan ons deur hierdie dag kom sonder vrede? Kan ek vanaand gaan slaap sonder vrede? Ek bid regtig dat die Heilige Gees ons elke dag sal herinner om te onthou om te kies en om die evangelie van vrede as skoene aan te trek voor ons by die deur uitstap. Kom ons kies elke oggend om die evangelie van vrede aan te trek soos skoene. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons toerus met U vrede. Help ons, Here, om dit te gaan soek, wat dit beteken vir ons. Help ons, Here, wanneer ons die onvrede beleef in die wêreld of in onsself, om die vrede te soek. Help ons, Here, wanneer ons die skommelinge sien en voel, die onrustigheid, die angstigheid, en alles wat daarmee saamgaan. Om te weet, as U kind het ek
die vrede wat diep in my gees is, omdat U my kom herskep het. Dit is deel van my. Dit is deel van my identiteit as U kind, omdat dit U karakter is. Help ons Heilige Gees, elke oggend, om te onthou, om voordat ons by die deur uit te stap, asem te skep, net in U te stil te raak, te kies, en U vrede oor ons te laat kom. Here, in ons besige, deur mekaar lewens baie keer, met die druk wat daar baie keer op ons is, help ons, Here, om altyd te onthou, ons is in U vrede, te midde van hierdie wêreld, te midde van die sonde, wat die stryd is waarteen ons stry, dat die evangelie is die evangelie van vrede, en dat ons dit kan gaan leef in 'n wêreld waar U vrede so nodig is. Dankie dat ons as gemeente 'n gemeente kan wees wat 'n leifooi is van U vrede. In Jesus naam. Amen.